Ons lees saam met Johannes 3 vers 1 tot 8. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees nie dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Aan die einde van hoofstuk 2 het ons gesien, Jesus ken die harte van mense. Baie mense het in hierdie opspraakwekkende Jesus begin glo op grond van die tekens wat hulle gesien het, en iets van hierdie gedagte spoel oor hier na hoofstuk 3. Ons sien Nikodemus is ook iemand wat op grond van die tekens wat Jesus verrig, nuuskierig begin raak oor wie Jesus is. En hy begin navraag doen. Nikodemus raak nuuskierig en hy wonder, wie is hierdie rabbi, hierdie leermeester, wat hierdie tekens verrig? Dit is duidelik dat die krag van God op 'n manier teenwoordig moet wees by hierdie Jesus, maar hy weet nie wie Jesus is nie. Hy sien Jesus nie as die gesalfde, die Messias, die lam van God, soos die profete gesê het nie. Hy sien hom as 'n leermeester, 'n baie indrukwekkende leermeester, maar 'n leermeester nietemin. Jesus ken Nikodemus se hart. Hy sien dat daar by Nikodemus nie 'n reddende geloof is nie. Miskien 'n nuuskierige geloof, miskien 'n geloof wat in die naam van Jesus glo omdat Jesus die tekens verrig. En so kom Jesus en hy spreek tot Nikodemus se grootste probleem. Hy spreek tot Nikodemus se hart. Wat is Nikodemus se grootste nood? Dit is dat Nikodemus getransformeer moet word. Nikodemus se hart, sy hele wese moet verander. Anders kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus druk dit so uit. Hy sê, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy onmoontlik die koninkryk van God sien. Sonder hierdie transformasie. Vir Nikodemus is dit moes dit 'n baie radikale stelling gewees het, want Nikodemus as 'n leier in die Fariseërs, in die Fariseërgroep, het verstaan dat die koninkryk van God vir die nageslag van Abraham is. As jy dus 'n Jood uit die nageslag van Abraham is die koninkryk van God joune. Wat nou moet gebeur is, jy moet bloot hou by die wet, gehoorsaam wees, moenie afvallig raak nie. Ons wag vir die Messias, vir die gesalfde wat ons gaan red van ons vyande, en hy gaan ons in hierdie koninkryk, in hierdie nuwe era, gaan hy ons inlei. Jy wat 'n Jood is. Jesus sê, nee. Selfs jy, Nikodemus, Fariseer, jy wat gehoorsaam is, jy skrifkenner, jy kan nie die koninkryk van God sien as jy nie so getransformeer word, as jy nie van bo af gebore word nie. Nikodemus kan dit natuurlik nie verstaan nie. Hoe kan hy wat nou al ver gevorder is in sy dae, hy wat oud is, hy wat al 'n leier is in die Fariseërgroep, hy kan tog nie tweede keer in die moederskoot ingaan nie. Hy verstaan Jesus se woorde baie letterlik. Net soos die mense daar, toe Jesus die tempel gereinig het, toe sê hy, breek hierdie tempel af en ek bou dit op in 3 dae. Hulle het dit letterlik interpreteer toe Jesus daar van sy liggaam gepraat het. Hier verwys Jesus na die geboorte van bo. In ander woorde, en hy verduidelik dit later, Jesus verklaar, jy moet uit water en gees gebore word, Nikodemus. Dit is hoe hierdie tweede geboorte plaasvind. Nikodemus is veronderstel om dit te weet, dit is alreeds vir hom gegee, dit is nie nuwe inligting hierdie nie, want dit staan alreeds in Esegiel. Esegiel 36, baie belangrike teksgedeelte hier. Hierdie frase, water en gees,
beteken nie dat jy gedoop moet word om in die koninkryk in te gaan nie, soos baie mense dit interpreteer nie. Maar ons moet dit verstaan in die lig van die Ou Testament. Esegiel 36 vers 25 vers 27, kom ek lees dit vir ons. Daar staan, ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. In ander woorde, hierdie gedagte van 'n transformasie van die Heilige Gees is iets wat ons al reeds in die Ou Testament vind. En Nikodemus, 'n skrifkenner, wat sy skrifte deurgelees het en veronderstel is om dit te ken, moet hierdie dinge sien. Dit is immer so, dat die wat die koninkryk van God wil binnegaan, hulle moet geestelik gesind wees, hulle moet uit gees wees, hulle moet uit God gebore wees. Hulle kan nie uit vlees wees nie. Niemand wat uit die vlees is, kan die koninkryk van God binnegaan nie. Probleem is, soort bring soort voort. Die wat vlees is, bring vlees voort. Maar die wat uit God gebore is, uit die gees gebore is, hulle is gees. En daarom kan hulle die koninkryk van God beerwe. Nikodemus, leier, fariseer, skrifkenner, hy is steeds vlees. Hy is nie uit die gees gebore nie, en daarom kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat hy nodig het, is 'n totale transformasie deur die Heilige Gees. Hy kort die wedergeboorte. Hoe moet ons dit verstaan, hierdie profesie in Esegiel 36, hierdie wedergeboorte, hierdie nuwe transformasie van die Heilige Gees vanuit die hemel? Ons kan dit nie verstaan nie. En tog kan ons die effek daarvan waarneem. Jesus sê, moenie verbaas wees hieroor nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid. Jy weet nie waar hy vandaan kom nie, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So, jy weet nie hoe die Heilige Gees werk nie. Jy weet nie wanneer hy gaan werk nie, want dit is sy werk. Die wedergeboorte, die transformasie is die Heilige Gees se werk, en syne alleen. Jy kan nie die Gees manipuleer nie, jy kan nie jouself wederbaar nie, dis die Gees wat jou wederbaar. Jy kan nie verstaan presies hoe dit werk nie, en tog hoef jy dit nie verstaan, tog hoef jy dit nie te verstaan om wedergebore te word nie. Die effek van die Heilige Gees is nog steeds sigbaar. Die Heilige Gees werk in wie hy wil, hy gaan waar hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil. So is dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Liewe vriende, Nikodemus het gedink dat hy langs die weg van gehoorsaamheid en skrifkennis, godsdienstigheid in die koninkryk van God kan ingaan. Nikodemus het gereken dat die koninkryk van God vir hom bestem is omdat hy uit Abraham gebore is. En ons het al reeds in Johannes 1 vers 14 gesien, die wedergeboorte is nie uit bloed nie, is nie uit die wil van 'n man nie, maar dit is uit God. Daar is vir ons geen manier om in die koninkryk van God in te gaan, as ons dit soek langs die weg van gehoorsaamheid nie. As ons dit soek langs die weg van skrifkennis nie, godsdienstigheid nie. So kan jy nie in die koninkryk van God ingaan nie, jy is nog steeds vlees. Jy moet uit die Gees gebore word. Maak nie saak hoe goed jy jou Bybel ken nie. Maak nie saak of jy 'n vooraanstaande leier is in die Christelike gemeenskap nie. As jy vlees is jy vlees. Jy moet getransformeer word, jou hele hart, jou hele wese moet verander word deur die Heilige Gees. Dit is my en jou grootste nood. En die Here Jesus spreek dit hier aan. Dit is hoe ons 'n reddende geloof sal hê, is wanneer die Heilige Gees ons harte verander en ons transformeer. Ons hemelse God en Vader, wil U dit tog so beskik, U wat almagtig en soewerein is, dat die van ons wat hierdie woorde vandag lees, onder hierdie diepe besef sal kom, wat ons groot nood is. En dit is dat ons nie U koninkryk kan ingaan nie.
nie uit onsself nie. Selfs nie uit gehoorsaamheid of skrifkennis nie. Selfs nie deur godsdienstigheid nie. Maar slegs wanneer ons van bo gebore word, uit God gebore word, deur die Heilige Gees gebore word, soos U beloof het in die Ou Testament in Esegiel 36. Wil U dan tog die wedergeboorte vandag gee aan die wat U wil, want ons weet ons kan nie die Gees manipuleer of beheer nie. Maar as dit U wil is, open dan tog ons harte deur U woord vandag. Skenk tog U Gees aan wie U wil. Maak ons nie, transformeer ons, sodat ons deur hierdie werking van U Heilige Gees U koninkryk sal sien. In Jesus se naam vra ons dit. Amen.